ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 343. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek in die boek Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. Dis 'n moed vir elke Afrikaanse huisgesin wat in die Bybel belangstel. Wat in die regte Bybel belangstel. Want al die Bybels is nie regte Bybels nie. Kyk maar na jou 83 Afrikaanse Bybel. Tussen die 1933 Afrikaanse Bybel en toe jou 1983 Afrikaanse Bybel. Jou 83 Afrikaanse Bybel, 9000 skriftuurlike veranderings. 18 totale versweglatings. Ek kan nou nie 'n 1 maak, 1 en 'n 8 en 'n 8. 18 totale versweglatings. Terwyl Openbaring 22 sê, mag nie 'n komma of 'n punt verander nie. Bybelgenootskap van Suid-Afrika vat sommer 18 totale versweglatings. Weg, uit die Bybel uit weg. Daai boek gee vir jou alles. Daai boek, Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling, gee jou al die inligting. En baie, baie, baie meer. Kom ek vir jou een ding sê, vir u een ding sê, ekskuus tog. Dit sal jou nagte wakker hou. Vir hoeveel mense was die 1983 Bybel die fondasie van hulle godsdienstopvoeding? Wat in die kerke geleer was en die skole geleer was en kom. Die fondasie van die Afrikaanse kinders gewees. Net om te besef, dit was een groot leuen gewees. Ek het vir Dominee Gerrie Christingerhuis, die hoof van die Bybelgenootskap, hy was die CEO, hoofuitvoerende beampte daar in 2012. Ek het vir hom gesê, die 1983 Afrikaanse Bybel was die grootste geestelike teleurstelling vir julle Bybelgenootskappe as ooit in julle lewens. Goed, as jy sou belangstel, kontak met my WhatsApp nommer 0722367124, hier is die nommer hierbo. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Jy moet my maar verskoon, ek gaan soos wat die Ruach my lei. As ek 'n ding moet sê, dan moet ek dit sê. As dit dalk die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk of luister, is uiters belangrik, gaan na deel 1, begin reg voor iets, want jy sal nooit werklik weet wat jy alles gemis het nie. Dit is noodsaaklik dat jy op YouTube sal inteken, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die studies waarmee ons besig is, en ook ons TikTok boodskappe kan ontvang. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Halleluja, maak seker die skryfblokpen en in 1933 of 53 Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons vanmôre het om in die woord te kan studeer. Nie in kerkdogma en leerstelling en teologie nie, maar in die geopenbaarde woord. In die bonatuurlike geopenbaarde woord. Dankie dat ons vanmôre as deel van die bruid van Jaffa universeel kan deel in die openbarings en in die kennis en dit waarmee u ons voed elke dag. Laat ons vanmôre waardig wees om te sit aan die tafel en te eet van die brood van die ewige lewe. Ons dankie vir hierdie voorreg in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa en elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se boodskap vir u 'n groot seën sal wees. Die boek Spreuke, hoofstuk 19, vers 23. Nou sê ou koning Salomo hierso in vers 23, die vrees van die Here is tot die lewe. Ai, koning Salomo, hy kon dit nooit gesê het nie. Halleluja. Hy kon dit nie gesê het nie. Ek is seker, u lag self al net so lekker.
En dan staan Here H-E-R-E als net hoofletters, net so dik geskryf. Nou as jy teruggaan en jy het 'n Restoration of the Original Sacred Name Bible, dan, en want dis die voordeel om hom te hê. Onthou daar is net 'n sekere hoeveelheid, die Bybels is besig om te gaan. As hulle klaar is, gaan ek nie ander druk nie. Die vrees van die Here, H-E-R-E, maak jou Restoration Bible oop en kyk wat sê hy. Jaffa. I-A-H-V-A-H. Jaffa. Hoofletters. Nie een keer in die boek The Restoration of the Original Sacred Name Bibles word die naam Jaffa een keer met klein lettertjies geskryf nie, of die naam Jafashua met klein lettertjies nie. Hierdie, wat hier staan, die vrees van die Here, die feit dat Here hoofletters is, sê dat dit in die antieke Hebreërs Jaffa gestaan het, hoofletters. Kyk hoe dom was Tosius en sy vriende. Shame. Julle het ook nie geweet nie. Julle het ook maar agter die kerk aangehardloop. Als oor die goed gegaan, hè? Die vrees van die Here. Nee, ek wil sê, die vrees van Jaffa, die Almagtige. Hoe klink dit? Powerful. Kom ek lees, die vrees van die Here is tot die lewe. Nee, luister as jy hom so lees. Die vrees van Jaffa die Almagtige is tot die ewige lewe. Ek het ewige hier ingesit in my notas. Want dit is nie net 'n lewe nie. Die vrees van die Here is tot die lewe. Klink so platvloers, maar die vrees van Jaffa die Almagtige is tot die ewige lewe. So ons verwerp die naam Here, want Here, Hosea 2 vers 15 en 16 sê, dat Here beteken Baal, en daar skryf hy hom ook met hoofletters. En Versadig, kom ek lees hom vir jy, die vrees van Jaffa die, ek wil nie jou so maak nie, die vrees van Jaffa die Almagtige is tot die ewige lewe, en Versadig, nou sê ek, in die Ruach HaKodesh. Wat 'n voorreg dat ek en u vanmôre die reg het om te eet en ons te verstadig. Ons hoef nie in, ek wonder of dit so is nie. Is dit moontlik so nie? Nee. Hoe het ou pastoor Jan daai jare keer, pastoor Jan Botha daai jare gesê, ek weet dat ek wragtig weet. Nobody can make me doubt it. Weet jy wat? En in daai jare was ons in die naam Jesus, God en Christus en Here. Hoe meer vandag? Hoeveel meer vandag? Can nobody makes me doubt it? Die vrees van Jaffa die Almagtige is tot die ewige lewe. Dit vir ons vanmôre behoort ons te laat opspring van blydskap. Dat ons iemand het wat ons aan kan vashou. Weet jy wie sy? Dis nie sonder enige iemand nie. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Die Bybel sê hy hou die aarde in die holte van sy hand. En na al sy wonderbaarlike grootheid, het hy 'n behoefte daarin om met u en my gemeenskap te hê. Deel te hê. Hoekom? Want ons is geskep uit sy hand uit. Uit sy voorkennis uit. Voor die grondlegging van die aarde. Ons verordeneer tot die ewige lewe. Halleluja. En dan nadat ons in sonde verval het, kom hy met 'n tweede wonderlike geleentheid waar hy ons herstel deur die genadebloed van Jafashua. In die bekering en die onderdompeling in die bonatuurlike naam van Jafashua. En vandag lewe ons in die roog lyding elke dag. Die vrees van Jaffa die Almagtige is tot die ewige lewe. Oeg, ek like dit. Ekskuus tog, ek hou daarvan. En is versadig. Dit versadig beteken wat? Dis iets wat ek eet. Wat maak ek my versadig? 'n stuk lekker T-bone met mushroom sous. Gebakte aardappel, wit peper. 'n lekker slaai by dit. Ek probeer vir jou sê.
groente. Wat? Dit verstadig. Net die aanhoor van hierdie woord versadig my sielsdimensie, nie my maag nie, amper sê ek nie my pens nie. Dit versadig my in die ruach. En dit is wat gebeur het. Die godsdienstwêreld daar buitekant het verleer om goeie kos te eet. Ek praat van soliede kos. Vandag is als geprosesseerde kosse. Ek het niks teen prosesseerde kosse nie. 'n Lekker hamburger nou en dan is lekker. Verstaan wat ek sê? Maar jy moet jou perke ken en jy moet weet wat eet jy en jy moet na jou liggaam kyk ook. Maar 'n lekker stuk vleis, mamma, dit is vleis. Hoe sê hulle? Dis mos kos. En dis wat hy sê. Die vrees van Jahwe die Almagtige is tot die ewige lewe en dit versadig. Dit vul my behoefte. Dit vervul my verwagting. Dit vervul my verlange. Dit vervul my wete. Wat se wete? Ek weet ek gaan lewe, al het ek ook gesterwe. Jy wil praat van versadig my? Wanneer ons kyk na die bo-natuurlike geopenbaarde woord, dink u nou net vir jouself. In die laaste, kom ons praat maar net die reeks van Spreuke van Salomo, Spreuke 1 deel 1, tot waar ons hierso is by deel 343. Hoeveel keer het Jahwe jou kom versadig met die woord? Elke keer. Elke keer kom versadig hy ons by die, ons staan hier op, ons het trommeldik geëet, geestelik. Heerlik gefees in dit wat vir ons voorberei is. Halleluja. Elke dag kan ek met 'n nuwe ywer die dag tegemoet gaan in die wete dat ek is nie alleen nie. Dat ek het nie alleen nodig om te waak nie. Die ruach is daar om my te lei. In alle reg en waarheid. Vader het my ander Jahwiste boeties en sissies gegee, wat my hande ophou. En waar ons weer ander se hande ophou. Hieraan sal julle weet dat julle my kinders is, as julle mekaar lief het. Dis die eerste, dis die tweede koninklike wet. Jy moet jou broeder en jou suster lief hê in die agape liefde. Dan is die vrees van Jahwe tot die ewige lewe. En dit versadig in die Ruach HaKodesh. Sonder om deur in onheil, die Satan, besoek te word. Halleluja. Weet jy wat, wanneer ons in die vrese wandel, hy sê, hy gaan voor ons uit en hy maak ons paaie gelyk. Die woord sê, Jahwe sê, al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterhand. Na jou toe kom het nie aan nie. Weet jy wat? Weet jy wat? Weet jy wat? Daar is soveel onheil wat elke dag oor ons behoort te kom. Daar is soveel, ek wil die woord in Afrikaans, bad luck. Ons glo nie in luck nie, maar bad luck, slegte dinge, teëspoed, daar is die Afrikaanse woord. Daar is soveel teëspoed wat oor ons moet wees, elke dag, wat nie op ons pad is nie. Maar wat ons nie besef nie, is dat dit was van ons al weghou. Hoekom? Omdat ek funksioneer in die krag en in die genadebloed van Jahwe, die krag van die Ruach, en omdat ek my versadig in die woord, in die beloftes van die woord van Jahwe, halleluja, en in my vul met blydskap en met heerlikheid, en strome van lewende water, halleluja, sonder om deur die onheil van Satan besoek te word, die gevalle engele, die bose magte. Eindelik moet ons elke dag oorweldig wees deur hierdie mag van donkerheid. Maar weet jy wat? Die lig weerhou dit.
Want waar die lig is, kan nie donker te wees nie. En omdat ek en u as Jahwiste in die woord wandel en lewe en funksioneer, soos wat Vader Jahwe van ons verwag, is die belofte, al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant, na jou toe kom dit nie aan nie. Ek sluit jou in van agter en van voor, en ek sê altyd somme bo en onder. Hoekom? Hy hou die goed van ons al weg. Omdat ek en u in gehoorsaamheid wandel deur die Ruach HaKodesh. Ek so bly vir die genadebloed van Jahwe. Ek sê klaar nie, ek wil môreoggend nog so ietsie sê oor. Gaan vat hierdie skrif en gaan breek hom vir jouself op en sien wat sê die Ruach vanmôre vir ons. Kom ons wees in die dag die beste wat ons kan wees vir die koninkryk van Jahwe. En kom ons kyk wat vind ons hand om te doen tot eer van sy heerlikheid. Tot môreoggend, as Vader wil, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.